Maak ons oë toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir hierdie wonderlike dag en vir hierdie geleentheid hier waar ons ook saam is om ook die gelofte van die 16 Desember 1838 te eerbied. En Here, waar ons nou na U woord gaan luister, vra ons dan ook dat U ons harte en ons verstand sal oopmaak en dat U met die Heilige Gees ook tot ons sal spreek, dat ons hierdie woord sal hoor, dat ons dit in ons harte sal aanneem en dat ons dit ook in ons lewens sal gaan uitleef tot eer van U naam. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ons skriflesing vanmôre is uit Johannes 8, daarvan vers 12 tot 20, daardie klompie verse. Nou, ek wil voorop daarop wys, die opskrif in die 1933-53 vertaling sê, die gesprek van Jesus oor sy goddelike sending. Die gesprek van Jesus oor sy goddelike sending. En ek wil vanmôre so 'n bietjie met die oog op gelofte dag en met die oog op die toekoms ook wil ek so 'n bietjie daarop fokus, maar kom ek lees vir ons hier van vers 12 af. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, dis nou die Fariseërs en die Sadduseërs en die mense, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Toe sê die Fariseërs vir hom, U getuig van U self, U getuienis is nie waar nie. Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. Maar julle weet nie van waar ek kom en waarheen ek gaan nie. Julle oordeel volgens die vlees, ek oordeel niemand nie. En al oordeel ek, my oordeel is waar, omdat ek nie alleen is nie, maar ek en die Vader wat my gestuur het. En dit is ook in julle wet geskrywe, dat die getuienis van 2 mense waar is. Dit is ek wat van myself getuig, en die Vader wat my gestuur het, getuig van my. Hulle sê toe vir hom, waar is U Vader? Jesus antwoord, julle ken my nie en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. Hierdie woorde het Jesus gespreek by die skatkis, terwyl hy in die tempel geleer het, en niemand het hom gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie. Ek wil vir ons as teksvers vanmôre uitlig vers 14. Ek wil hom weer vir ons lees. Hier in vers 14 lees ons, Jesus antwoord en sê vir hulle, al getuig ek ook van myself, my getuienis is waar, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan, maar julle weet nie van waar ek kom en waarheen ek gaan nie. En veral hierdie gedeelte waar Jesus sê, omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. Omdat ek weet van waar ek gekom het en waarheen ek gaan. Nou, wat belangrik is hierdie gesprek wat hier plaasvind, ons sien in die laaste vers wat ek gelees het, word vir ons gesê, vind plaas by die skatkis, en dit is in die tempel, maar hierdie gesprek is deel van 'n groter geheel wat al van die vorige hoofstukke afkom, en dit is 'n gesprek waar Jesus met die mense en met die Fariseërs en die Sadduseërs en almal wat daar is om te luister praat by die loofhuttefees, of ander mense sê ook, dis die fees van die tabernakels, maar die gedagte daar rondom is in elk geval, dat Jesus is die een wat vir ons blyplek in 'n sekere sin gee. Hy gee vir ons die tabernakel, die Ou Testamentiese tempel, hy gee vir ons die tente, hy gee vir ons die hutte, so dis die gedagte daar agter. Hy is die een wat bewaar, en hulle het vir God hier, tydens hierdie Ou Testamentiese fees, geloof en geprys daarvoor, en teruggedink aan die geskiedenis van die volk Israel. So ek wil onmiddellik daar
'n belangrike gedagte aan koppel, en dit is dat baie keer wil mense vir ons sê, maar hoekom tobbel julle nog, wil ek amper sê, en pla julle oor die geskiedenis en oor die verlede, en dit is so, 'n mens moet nie in die verlede leef nie, maar ons mag trots wees op ons verlede, op ons geskiedenis, ons mag uiteindelik die lesse daaruit leer, en ons mag uiteindelik ons geskiedenis weer herroep, om te wys na God se grootheid en God se almag, en hoe hy ons gedra. Dis inderdaad ook wat die Bybel is. Ons kyk terug na die geskiedenis toe, van wat God vir ons gedoen het in die Ou Testament, hoe hy ons gereed gemaak het om die Here Jesus te ontmoet, en wat die Here Jesus vir ons 2000 jaar terug uiteindelik gedoen het, toe hy vir ons aan die kruis gesterf het, en vir ons op die 3de dag uit die doodheid opgestaan het. Dit is wat dit is, so ons leer uit ons geskiedenis uit. En so ook vandag, wanneer ons by mekaar is om geloftedag te vier, is dit ook iets wat belangrik is. Daar is uit die verlede uit sekere dinge wat ons kan doen, en sekere tradisies waarop ons uiteindelik kan staan. Nou, wanneer ons natuurlik van die gelofte praat, dan weet ons die gelofte is veel meer as net 'n tradisie, maar rondom die gelofte is daar natuurlik ook tradisies. En ek sal so 'n bietjie meer daaroor sê, maar ek wil vanmôre eers begin met 'n gedagte waar ek wil sê, ons bevind onsself die land oor vandag op baie plekke, die van ons wat nog geloftefees bywoon en wat nog die gelofte hou, wat dit nog eer, op baie verskillende plekke. En elke jaar, wil ek sê in 'n sekere sin, dan sien ons hoe die mense wat gelofte dienste bywoon minder en minder word. Ons sien elke jaar, dis ongelukkig die realiteit. Twee dinge, nie net hoe ons volk al hoe meer afvallig raak, hoe geloftedag nie meer vir hulle belangrik is nie, maar ons sien ook soveel meer die werklikheid van elke dag, en dit is dat wanneer ons op 'n dag soos hierdie wat die Afrikaner volk geskiedenis vertel, en wat God eer vir wat hy vir ons volk en ons geskiedenis gedoen het, dan besef ons maar net elke keer weer, elke dag wil ek amper sê, hoe ook die Afrikaner meer en meer afvallig raak, wegdwaal van God af, meer sekulêr, meer wêrelds raak. En uiteindelik besef ons dan, ons wat deel is van die oorblyfsel, wil ek amper sê, die wat nie afvallig geraak het nie, die wat nog probeer om die reguitpad te loop, die noupad, of die smalweg wat ingaan deur die noupoort, besef ons dat daar is ook 'n taak wat vir ons opgelê word, en dit is 'n taak om, ja, ons wil baie keer sê, ons moet aan die uithoeke van die wêreld begin, en ons moet sendingwerk doen, en ons moet vir mense van die Here vertel. Maar as ons gaan kyk ook na die sendingsopdrag in Handelinge 1 vers 8, en ons sal 'n bietjie later die vers lees, dan sien ons dit begin by die huis. En daarom moet ons besef, daar is vir ons ook 'n sendingstaak. Die opskrif hier is nie verniet Jesus se gesprek oor sy goddelike sending nie. Dit is wat hy hier besig is om te leer, om oor te dra. En ons is sy kinders, sy disippels, en ons het ook hierdie taak om sendelinge vir hom te wees. En ek wil sê, as ons na die nood onder ons eie mense kyk, dan moet ons besef, dis nie nodig om aan die ander kant van die wêreld te begin nie, maar is brood nodig om onder ons eie mense te begin, en onder ons eie mense weer die evangelie te verkondig, die blye boodskap te verkondig, en vir mense van Jesus en Jesus se liefde vir hulle uiteindelik te vertel, want mense ken nie vir Jesus nie, maar ons leef in 'n gebroke wêreld en in 'n sondige wêreld, en daarom is dit nodig dat ons sal besef dat ons het 'n groot sendingstaak om uiteindelik ook te verrig as kinders van die Here, maar ook as Afrikaners, soos wat God ons ook gemaak het. En ek wil dan die vraag vanmôre vra, en ons gaan van hom af werk, hoekom kan ek vanmôre sê dat ons so groot sendingstaak het? En die eerste punt daarop, en ons sien dit al reeds in die eerste vers wat ons vanmôre gelees het, is ons sien dat ons het sekere tradisies, en hierdie tradisies wys vir ons op ons roeping as sendelinge van God. Nou, hoekom kan ek sê ons het sekere tradisies, en hoe maak ek hierdie koneksie, wil ek amper sê, hierdie verbinding? Wat hier gebeur, soos ek sê, is Jesus was besig om op die loofhuttefees, of die fees van tabernakels uiteindelik, met die mense te praat daar by die skatkis, by die tempel, en hy was besig om hier te wys ook op tradisies. Hy was besig om hier te wys dat nog 'n tradisie, hy het vroeër in Johannes het hy al reeds gewys dat van die ander tradisies word in hom vervul. Hier wys Jesus ook dat nog 'n tradisie uiteindelik
in hom vervul word. So wat hier gebeur het tipies, is hy wys hier wanneer hy sê, ek is die lig van die wêreld. Hierdie bekende, ek is uitspraak, ego eimi is die Grieks daarvan, maar hy is hier besig om uiteindelik te wys dat tydens hierdie loofhuttefees wat hier plaasgevind het, was daar 'n tradisie gewees, en dit het gewoonlik in die aand gebeur, aan die vroue se kant van die ingang, want hoe dit in die tempel gewerk het, is die mans en die vrouens het verskillende ingange gehad in die voorhof, en wat hulle dan sou gedoen het, is daar sou 4 lampe gewees het. Nou ek sê altyd, 4 is hoe God met die mens werk. Daar sou 4 lampe gewees het wat hulle die aand aangesteek het, en dan uiteindelik was daar 'n orkes gewees van die Levitiese priesters wat musiek gespeel het, en die mense het gesing en die Here geloof en geprys en gedans. Dit was 'n feestelike atmosfeer, en dit was deel van hierdie fees gewees. Die mense het ook lanterns of fakkels in hulle hande gehad terwyl hulle gesing het en gedans het en hulle die Here geloof en geprys het. En wat Jesus hier kom doen, is hy gebruik hierdie tradisie wat tydens hierdie loofhuttefees plaasvind, en hy sê, julle is hier besig om die tradisie van die ligte uiteindelik te vier, maar ek is die lig van die wêreld, en dit is hier die belangrike. So, dis wat hier in vers 12 gebeur, Jesus kom wys dit. Nou, soos ek gesê het, op geloftedag het ons ook tradisies. Baie van die tradisies is byvoorbeeld, laat ons die volkslied sing, die stem sing, laat ons vla huis, wat die tradisies ook al kan wees. Die tradisies sluit onder andere in, dat daar 'n preek is, dat daar 'n erediens is, dat daar die voorhou van die gelofte is, wat die mense saam sê. Die tradisie sluit in, dat uiteindelik daar fees gevier word, dat daar feeste oor die land is. Maar net so in hierdie geval moet ons besef, en ek wil daarby volstaan vandag, ons moet altyd sorg dat wanneer ons besig is om hierdie tradisies te hou, moet dit nie net vir ons oor die geskiedenis gaan nie, want dan mis ons die punt, maar die tradisies moet altyd daarop gefokus wees, om die eer aan God te gee, omdat hy die lig van die wêreld is. As hy nie die punt, die fokuspunt van ons tradisies ook is nie, in ons onderhouding van die gelofte is, om aan hom die eer te gee nie, dis wat die gelofte sê, dan uiteindelik, wil ek amper sê, soos wat 1 Korintiërs 13 sê, as daar nie liefde is nie, dan beteken dit niks nie. En dan kan ons maar in mense engeletale praat, maar dit sal niks beteken nie. Maar as dit in liefde tot God is, om hom te eer, as hy die sentrale punt daarvan is, dan uiteindelik sal ons tradisies ook voortleef, en sal ons tradisies ook bou, en kan en moet ons uiteindelik ook op ons tradisies bou. Dan die tweede punt vir hierdie vraag, hoekom weet ons het hierdie sendingstaak? Die tweede punt uiteindelik is, nie net omdat ons tradisies gekry het waarop ons kan voortbou nie, want tradisies is gemaak om te groei, maar tweedens ook en belangrik, en ons sien dit in ons teksvers in vers 14, omdat ons uiteindelik sien uit die geskiedenis uit, waarvandaan ons kom, en dat ons uiteindelik daarop kan bou vir die toekoms, om hierdie sendingstaak uiteindelik uit te voer. So ek wil weer ons teksvers, vers 14 vir ons net lees. Hoor mooi wat Jesus hier sê. Hy sê, omdat ek weet van waar ek gekom het, en waarheen ek gaan. So dit is baie belangrik. Hierdie jaar was ook die 200ste gedenkjaar van Paul Creer, as hy geleef het, so hy 200 jaar oud gewees het, en hierdie is een van die goeders wat Paul Creer altyd gesê het. Hy het gesê, as ek nie weet van waaraf ek kom nie, dan sal ek ook nie weet waarheen ek gaan, of waarheen ek op pad is nie, maar dit is die wonderlike voorreg wat ons het. Ons het die Bybel. God leer vir ons van waar ons kom. En meer as dit, ons het nie net die Bybel nie, maar ons as Afrikaners, in 'n besonderse sin, het ook 'n besonderse geskiedenis. Daar is nie baie volke met wie God so 'n pad stap, soos wat hy met ons volk gestap het nie. Nou moet ek sê onmiddellik, dit beteken nie dat ons moet dink dat ons beter is as enige ander volk, of enige ander mense, of kultuur, of hoe ook al nie. Maar dit beklemtoon uiteindelik dat ons is juis ook swak, wil ek amper sê, soos Israel van oud. So ek het nou net gesê hoe sondig ons is, en hoe afvallig ons is. Maar as ons op ons geskiedenis kyk, dan moet dit vir ons beklemtoon hoe groot en almagtig en genadig die God is wat ons uiteindelik dien. En ons moet op daardie uiteindelike almag, op daardie genade, op daardie liefde van God, moet ons uiteindelik voortbou, en uit liefde tot ons naaste moet ons uiteindelik hierdie sendingstaak dan uiteindelik ook verrig. Maar ek wil hier op 'n paar dinge wys wat baie belangrik is.
Ons sê vir mekaar dat ons weet van waar ons kom, en ons moet besef, dis die Heilige Gees wat, omdat Jesus vir ons gesterf het, en opgestaan het uit die doodheid en opgevaar het, kon hy die Heilige Gees uitstort, en is die Heilige Gees wat ons gewete is, wat in ons harte werk, wat by ons die begeerte werk om ook Bybel te lees, om te weet van waar ons kom. Maar die sendingstaak is ook daarin. Ek wil amper sê, ons moet eerstens sendinge vir onsself wees. Want as ons onsself nie onderrig nie, en baie belangrik, as ons nie ons kinders onderrig in die Bybel nie, hoe sal ons dan weet van waar ons kom? So dit is primêr belangrik, dat ons dit uiteindelik sal verstaan, dat ons dit uiteindelik sal begryp, en dat ons onsself uiteindelik daarin sal opvoed, en uiteindelik daarin sal leef. Dit help nie dat ek net elke 16 Desember by een of ander geloftefees by mekaar wil kom saam met 'n klomp ander mense, en dan dink ek weer ek is vir die res van die jaar reg nie. Nee, voortdurend deur die jaar moet ek kerk toe gaan, moet ek Bybel lees, moet ek bid, moet ek myself leer uit die Bybel uit, en ek moet my hart oopmaak om geleer te word deur die mense wat God daar vir my stel om my te leer. As ek dit nie doen nie, dan beteken die 16 Desember niks nie, want dan is daar geen agtergrond aan enige iets nie. Maar as ek my Bybel ken, en ek besef God se grootheid, God se almag, dan het ek die reg om uiteindelik, en dan het ek die vermoë ook, om van God se wonders te kan vertel. En dit is belangrik dat ons dit ook moet doen, dat ons uiteindelik moet uitgaan en sendelinge gaan wees, gaan vertel van God se wonders, gaan vertel van die blye boodskap van die evangelie, dat Jesus Christus vir ons mens kom word, dat ons gedenk dit in hierdie Kersfeestyd, dat hy vir ons uiteindelik die perfekte sondelose lewe in ons plek as die volmaakte middelaar kom leef het, dat hy in ons plek aan die kruis vir ons gesterf het, vir ons oorwin het, met sy bloed ons sondes afgewas het, dat hy vir ons gesterf het, maar dat hy ook vir ons weer op die 3de dag uit die doodheid opgestaan het, en opgevaar het na die hemel toe, dat hy vir ons oorwin het, en ons oorwinnaars in en deur hom is, en dat daarom, omdat ons daardie hoop het, daarom, soos wat Paulus ook sê in Romeine 1, daarom skaam ons nie vir die evangelie nie, maar daarom is ons ook getroue en blye getuies wat van hom getuig. Maar die belangrike is, ons moet vir ons kinders en vir ons medemense daarvan vertel, en God sal ons ook die krag gee om uiteindelik dit te doen. En die mooi daarvan is dat Jesus sê ook hier, hy sê, ek weet van waaraf ek kom, maar hy sê nie net dit nie, hy sê, omdat ek weet van waaraf ek kom, en dis vir ons die belangrike, daarom weet ek ook waarheen ek gaan, en dis baie belangrik, ons weet dat die Ou Testament was daar gewees om ons gereed te maak, Jesus was die woord waarmee God die aarde geskep het, al die tradisies, al die wette, al die reëls, alles wat die Ou Testamentiese volk het, soos hierdie loofhuttefees wat hulle ook vier, dit wys heen na Jesus toe, en dis wat Jesus hier kom wys. En ons weet, Jesus kom dan in die volheid van die tyd, maar ons weet ook waarheen Jesus vir ons gegaan het, hy het vir ons die dood oorwin, en ons weet, hy het vir ons opgevaar na die hemel toe, hy berei vir ons plek voor, hy sê dit vir ons, en hy regeer vir ons vanuit die hemel, en hy het gesê, hy kom weer om ons te kom haal met die wolke. So, die wonderlike is, omdat ons weet wie ons is, omdat ons weet, ons is God se kinders, soos Efesiërs 1 vers 4 sê, dat hy ons alreeds voor die grondlegging van die aarde uitverkies het, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Die kern is, hy het ons uitverkies. Romeine 8, daarvan vers 28 af tot by 30, leer het ook vir ons, daar die 8 stappe van die heilsorde, wat vir ons daar beklemtoon word in breë trekke, dat God het ons geroep, hy het ons uitverkies, en hy het uiteindelik 'n plan en 'n doel met elkeen van ons lewens. En dit is die wonderlike, ons weet van waar ons kom, maar ons weet ook waarheen ons op pad is. En omdat ons weet waarheen ons op pad is, daarom is ons nie sonder hoop in hierdie lewe nie, daarom leef ons ook hierdie sendingstaak wat voor ons is, bly moedig uiteindelik uit. Die wonderlike is, ons weet dit alles, ons weet van waaraf Jesus kom, ons weet, hy het vir ons gegaan na die kruis toe, na die graf toe, en uiteindelik weet ons, hy het ook vir ons na die hemel toe gegaan, en daarom weet ons ook waarheen ons op pad is. Maar vir ons as volk is dit ook so belangrik, ons leef in tye wat diep donker en duister, wil ek amper sê vir ons volk, ons het gepraat oor hoe afvallig ons is,
Ons sien in 'n sekere sin hoe ons assimileer, hoe die omstandighede in ons land, hier waar ons soveel veldslae gehad het, waar God ons so gelei het, waar dit so moeilik is om 'n bestaan te maak. Ons sien hoe soveel mense vlug na ander lande toe. Ons sien hoe ons eie mense doodgemaak word. Ons sien die omstandighede en ons weet nie hoe die pad altyd vorentoe lyk nie. Ons moet dit vir mekaar erken. Maar die wonderlike is uiteindelik dat ook in hierdie boodskap van Jesus daar vir ons hoop. As ons weet van waar ons kom, vanuit die Bybel uit, van dit wat Christus vir ons gedoen het, maar ook deur God se genade die verdere geskiedenis tot hier waar ons vandag is. Dit wat ook deur die geskiedenis van die voortrekkers gebeur het, 1838, dit wat ons vandag vier, Bloedrivier. As ons weet hoe God ons uit daardie omstandighede uit gered het, ons moet vir mekaar onthou dat dit wat by Bloedrivier gebeur het, was absolute wonderwerke, wil ek amper sê, die een na die ander. 'n Klein groepietjie boere wat laar trek daar op 'n strategiese plek, 'n magdom van Zulu krygers wat voor hulle is, die weer wat reënerig was, dit beteken die kruit en die gewere en die goeie sou nie afgaan nie. Soveel skote wat geskiet is, dat die voorlaaiers wat gelaai was met daardie buskruit eintlik moes ontplof het. Die Zulus wat nie deur die aand aangeval het nie, omdat hulle die fakkels en die goeders gesien het, en baie sê, en is die Zulu self wat dit vandag vertel, hulle sê dit was nie net die fakkels nie, maar daar was letterlik 'n groter laar van ligte, die engele wat die boere beskerm het. Al daardie goeders wat gebeur het, alles het God so beskik, sodat ons vandag hier kan wees, en ons moet vir mekaar sê, daardie geskiedenis behoort nie net vir die Afrikaner kosbare geskiedenis te wees nie, maar vir al die nasies en die volke wat in Suid-Afrika vandag leef. Want as dit nie was vir daardie geskiedenis nie, was ons nie vandag hier nie, dan het Andries Pretorius nie verder getrek en Pretoria gestig nie. Dan was daar nie die ontginning van die goud en die diamante later hier in ons eie wêreld en die Engelse en die hele geskiedenis wat gevolg het totdat ons vandag hier kan wees waar ons was nie. Maar God het alles so beskik, wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk, sodat ons vandag hier kan wees. En dit is deel van ons geskiedenis. En in 'n sekere sin is dit hoe God ons ook genadig is. Hy maak dit vir ons, juis omdat ons hierdie besonderse geskiedenis as Afrikaners het, maak hy dit vir ons nog makliker. Ons het nie net die evangelie nie, maar ons het ook nog 'n stuk geskiedenis wat ons ook nog kan bylas wanneer ons vir mense van God se wonders en van God se almag vertel. En daarom uiteindelik moet ons net nog meer dankbaar wees en nog meer besef hoe belangrik hierdie groot taak is wat ons voor ons uiteindelik het. En daarom soveel meer moet ons onsself ook onderrig in die geskiedenis, en soos wat die gelofte ook sê, moet ons nie net die gelofte onderhou nie, maar moet ons ook vir ons kinders daarvan vertel en vir ander mense daarvan vertel. Ons moet nie net, wil ek amper sê, 'n geloftevolk wees elke 16 Desember nie, maar deur die jaar heen moet die mense na ons kan kyk en werklik kan sê, ja, die Afrikaners is ook kinders van die Here. Ons sien dit in hulle lewe, in die manier hoe hulle self dra in die samelewing, en baie belangrik, in die invloed wat hulle in die samelewing het. En dit beteken noodwendig dat ons as Christene, want dis waaroor hierdie belofte gaan, dat ons die eer aan God wil gee, dat ons deur ons lewens elke dag ook die eer aan God moet gee. En dit beteken dat ons betrokke moet wees in die samelewing, en dat ons in die samelewing ook uiteindelik moet opstaan vir die waarheid van God se woord. Dit is die eerste woorde van die gelofte. Hier staan ons. Ons moet staan vir dit waarin ons glo en vir ons geloof. En ons moet uiteindelik nie dat die samelewing en die sekuriteit, die verwêreldsing van hierdie wêreld, ons geloof versmoor en dooddruk nie, maar ons moet, wil ek amper sê, uitstaan. Ons is nie verkleermannetjies nie, maar ons staan uit in 'n wêreld, want ons is anderster. Ons vertel die blye boodskap en niks kry ons onder nie, omdat ons 'n groot en almagtige God dien. Hy het ons keer op keer in die verlede uit ons nood gered, en hy sal ons ook hierdie keer, hierdie omstandighede, wat dit ook al mag wees, sal hy ons ook weer dra. Hy is die goeie herder wat ons deur die dal van doodskade weer dra. Die derde punt, as ons hierdie vraag vra, hoekom weet ons het hierdie groot sendingstaak, dan is dit juis omdat ons geroep word om sy getuies te wees. Getuies beteken ons praat, ons vertel
van die blye boodskap van die evangelie en ook van God se wonders deur die geskiedenis heen. Nou in vers 17 het ons dit gelees. Ek wil weer vir ons vers 17 net weer lees. In vers 17 lees ons net: en dit is ook in julle wet geskrywe, sê Jesus, dat die getuienis van 2 mense waar is. So dis soos dit in die tyd gewerk het van die Nuwe Testament en vroeër ook. En ons weet in die Bybel sê die Here ook vir ons, daar waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Een persoon kon nie gesê het iets is waar nie, maar daar moes 'n getuie gewees het wat bevestig dat dit wat hierdie persoon sê is die waarheid. En daarom werk ons nog steeds op hierdie beginsel vandag, wanneer daar hofsaake is, wanneer daar verhore is, wat die geval ook al mag wees, dan werk ons met getuienis en met getuienis wat uiteindelik gegee word. Nou hier in hierdie gedeelte sien ons dat hier is eintlik 3 wat getuig. Jesus praat hier die hele tyd, hy sê, dis ek en my Vader wat getuig, want God is 'n drie-enige God, dis een drie-enige God, hy is een goddelike wese wat bestaan uit die 3 persone van Vader, Seun en Heilige Gees. En hier beklemtoon Jesus die hele tyd dat die 2 getuies is hy en sy Vader. So wat hier gebeur ook, is ons het gelees, Jesus sê, dis nie hy wat oordeel nie, en dan later sê al, is dit ook hy wat oordeel, dan is dit ook reg, maar hoekom sê hy, dis nie hy wat oordeel nie, want hy is hier besig om met die Fariseërs en die Sadduseërs te praat, en hy is hier besig om oor sy goddelike natuur te praat. Ons moet besef, Jesus natuurlik het 2 nature, hy was 100% mens en hy was ook 100% God. En hier is Jesus besig om oor sy goddelike natuur met die Fariseërs en die Sadduseërs te praat, en hulle verstaan dit natuurlik glad nie, want hulle kyk net vas in sy menslike natuur. Maar die belangrike is hier, hy wys vir hulle op sy goddelike natuur, en daardeur bevestig hy ook vir hulle, ek is hier as seun van God, om my sendingstaak, om my taak wat ek moet verrig, uiteindelik uit te leef, en deel daarvan was ook, dat hy ons disippels gemaak het, dat hy vir sy disippels die opdrag gegee het, dat hulle sy getuies moet wees, en ons lees daarvan, in daai bekende vers, in Handelinge 1 vers 8, die sendingsopdrag. Nou ek wil vir ons ook vers 7 vanmôre lees. Ons lees hier in vers 7, en hy, Jesus, antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie, maar, hier is vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So let op, waar begin dit? Dit begin by die huis in Jerusalem. Gaan uit van die kerk af, werk onder julle eie mense, dan gaan julle verder na die ander streke, na Judea en Samaria, en uiteindelik tot aan die uithoeke van die wêreld. Maar die ou Engelse spreekwoord sê, charity begins at home. So ons kan dit miskien sê, barmhartigheid begin by die huis. Maar dit is belangrik, ons grootste taak nou is om uiteindelik te besef dat ons eie mense het so afvallig geraak dat hierdie sendingstaak begin by die huis, maar ons gaan uiteindelik van daar af uit. Maar hoekom weet ons het hierdie groot sendingstaak? Want dit is 'n opdrag wat die Here vir ons gee. Hier het ons dit gelees, gaan wees my getuies, en ons hoef nie bang te wees nie, want die Heilige Gees sal vir ons die krag gee om dit uiteindelik te kan doen. Maar die vraag is uiteindelik vir ons, as ons na onsself kyk, as ons na ons volk kyk, is ons nog getuies? Getuig ons nog van die wonders van God? Getuig ons nog van God se hand in ons eie geskiedenis en sy vingerdrukke in ons eie lewens? Is ons nog getuies? Of leef ons maar elke dag net asof ons die volgende dag uiteindelik moet binnegaan met bekommernisse en met stres en allerlei dinge wat aan die voorpunt van ons koppe is, en ons vergeet van waar ons kom. En daarom weet ons nie hoe die toekoms lyk nie, daarom is ons so bang vir die toekoms, daarom bekommer ons onsself oor alles. En daarom is dit belangrik dat ons weer moet besef, die Afrikaner volk het 'n besonderse geskiedenis. Die Here maak dit vir ons eintlik makliker, en daarom kan ons ook onthou, dat ons hoef ons nie te bekommer oor die toekoms nie, maar ons kan op God vertrou. Hy het ons deur die verlede gedra, deur ons geskiedenis, hy het ons beskerm, en hy sal ook weer, ons kan onthou, ons is reeds oorwinnaars in en deur Christus, en daarom sal hy ons ook dra en vir ons die krag gee om sy getuies te wees hier
totdat hy uiteindelik weer kom om ons te kom haal, omdat ons weet van waarof ons kom, weet ons ook waarheen ons op pad is. En dan ons laaste punt vanmôre, ons sien dit ook in vers 19, hoekom word ons ook geroep en het ons hierdie sendingstaak, hoekom kan ons so sê? Omdat God 'n God is wat stuur, en uiteindelik sê vers 19, ek wil vir ons vers 19 lees, vers 19 sê, hulle sê toe vir hom, dis nou die Fariseërs vir Jesus, waar is u Vader? Jesus antwoord hulle, julle ken my nie, en ook nie my Vader nie. As julle my geken het, sou julle ook my Vader geken het. Nou, hoekom lees ek hierdie woorde vir ons hier, as 'n antwoord op hierdie vraag, hoekom weet ons het hierdie sendingstaak? Die antwoord is maklik, omdat ons deur die genade van die Here, nie omdat ons beter is as die Fariseërs en die Sadduseërs en die ongelowiges wat ons vandag teekom nie, maar uit God se genade alleen. Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en die geloof nie uit julleself nie, maar dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sê vers 9, sodat niemand mag roem nie. Maar uit genade alleen is ons anderster. Bly die Heilige Gees, werk hy in ons harte en ken ons vir God. En juis omdat ons vir God ken, daarom weet ons waarvan af ons kom. Weet ons is die kinders van die groot en almagtige God, en maak gedeeltes soos Galasiërs 3 dit vir ons duidelik dat ons deur die geloof kinders van Abraham en ook natuurlik kinders van die Here Jesus Christus is, en daarom erfgename is van die ewige lewe. In hierdie gedeelte verder, as mens die res van Johannes 8 lees, dan sien ons ook dat Jesus sê vir hulle, julle maak aanspraak, Fariseërs en Sadduseërs, dat julle kinders van Abraham is, maar julle doen nie die werke van Abraham nie, want julle wil my doodmaak, so julle is nie die kinders van Abraham nie. Hy wys vir hulle, dit gaan nie oor jou bloednalatenskap uit, watter geslagsregister jy dink jy kom en wie jou voorvaders was nie, maar dit gaan oor jou geloof. En dis die belangrike ding hier, die Heilige Gees werk in ons harte, hy werk in ons die geloof, en daarom ken ons vir God, en ons weet, God ken ons ook deur en deur, hy weet hoeveel hare daar op elkeen van ons hoofde is, hy weet wat in ons gedagtes aangaan, hy is die God wat sien, hy weet alles wat ons dink, hy sien alles wat ons doen, en dit is 'n voorreg, maar daarom ook, omdat ons vir God ken, omdat ons die voorreg het om God te ken, mag ons nie stil bly nie, maar moet ons ook gehoorsaam wees aan die sendingsopdrag, en sal dit ook spontaan gebeur, dat ons uiteindelik nie anders sal kan nie, as om ook weer van God te vertel. Ons sien dit so telkens, wanneer die Here Jesus op aarde is, en wanneer hy wonderwerke verrig, baie kere dan sien ons, hy sê selfs, moenie van my gaan vertel nie, maar die mense kan nie anders nie, in blydskap gaan verkondig hulle, gaan vertel hulle vir die wêreld, wat hy vir hulle gedoen het, en dit is ook ons taak, in ons eie geskiedenis, in ons eie lewens, maar ook deur die geskiedenis heen, toe Jesus vir ons gesterf het en vir ons oorwin het. Ons moet so vreugde hê vir alles, dat ons nie anders kan nie, as om vir die wêreld te wil vertel daarvan. En dit is deel van ons sendingstaak, en wanneer ons dit ook doen, dan is ons ook besig om ons sendingstaak getrou tot eer van God uiteindelik uit te leef. Ek wil afsluit met 2 verse. Ja, ons leef in 'n donker wêreld, ons sien hoe ons eie volk afvallig raak, ons weet nie altyd wat die dag van môre inhou nie, maar ons kan op God vertrou. Daar in die Ou Testament, in Rigter 6, is God uiteindelik besig om ook te praat, en dan uiteindelik dan sien ons, hy praat hier met Josua, en hy sê vir Josua daar in Rigter 6 in vers 12, en dit is nadat Josua, wil ek amper sê, homself so half bejammer, en hy sê, Here, ek weet nie hoe om verder te gaan nie, maar dan kom God se antwoord na hom toe, en hy sê, en ons lees hier, en die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. En dit moet ons ook onthou. Ons moet bou op ons verlede, ons voorvaders was dapper helde, die oormag was voor hulle. Daar was nie 'n kans op oorwinning, realisties gesproken nie, maar God het die oorwinning gegee. Hoekom? Hulle het nie weggehardloop nie, as hulle weggehardloop het daar by Bloedrivier, het die Zulus hulle waarskynlik agterna gejaag, en hulle van agter af doodgemaak, maar hulle het opgestaan, hulle was dapper gewees. God sê ook vir ons kan dapper wees, keer op keer in die Nuwe Testament herhaal dit weer. Ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar
ek sê vir jou, wees dapper, staan op vir die waarheid. Maar uiteindelik, hoekom is dit die geval? 'n paar verse later, en ek wil daarmee afsluit, in Rigters 6 vers 16, dan lees ons, toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. En ek wil hê ons moet dit onthou, wanneer ons die toekoms ingaan. God sê ook vir elkeen van ons, maak nie saak wat in ons toekoms lê nie, maar God sê ook vir elkeen van ons, ek sal met jou wees. Jesus Christus is Immanuel, God met ons. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys hier dat ons U kan ken, dat ons U kinders kan wees. Here, ons dankie en ons loof en prys hier dat U 'n plan en 'n doel met elkeen van ons se lewens het. Here, ons dankie en ons loof en prys hier dat ons ook voorvaders het, voorvaders wat U ook keer op keer gelei het, behoed en bewaar het, en dat U ook vir hulle gebruik het, om vir ons vandag hier te bring waar ons is, dat U dit vir ons moontlik gemaak het, om ook hier as die volk aan die suidpunt van Afrika te leef. En Here, gee dat ons ook sal besef dat, al lyk dinge hoe moeilik, al lyk die toekoms hoe duister, maar dat U die lig van die wêreld is, en dat U ook deur ons skyn, en dat U ook vir ons 'n sendingstaak hier op aarde het, dat ons ook lig en sout in hierdie wêreld moet wees. Here, ons wil vra dat U elke dag weer opnuut met die Heilige Gees in ons harte sal werk, dat U ook vir ons dapper helde sal maak, soos vir die rigters van ouds, dat ons nie sal bang wees nie, maar dat ons sal weet, U is met ons, elke tree. U is die goeie herder wat voorloop, wat ons aan die hand lei, ja, wat selfs vir ons as die skape op die skouer tel en ons weer terugbring na die kudde toe. Here, ons vra, lei ons ook verder, gee dat ons nie sal bang wees nie, maar dat ons sal weet, U is met ons, dat ons sal opstaan, en dat ons ook hierdie groot sendingstaak wat U voor ons gelê het, dat ons dit ook sal gaan uitleef tot eer van U naam. Ons weet in eie krag is ons nie daartoe in staat nie, maar Here, ons weet deur U krag, soos wat Filippense 4 vers 13 ook vir ons leer, deur Christus is ons ook tot alles in staat, ja, alles wat U behaag, alles wat tot U eer is. En Here, daarom vra ons, lei ons ook die toekoms in, dat ons werklik alles wat ons doen, sal doen tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Here, al hierdie dinge vra ons dan en bid ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit U wil is in U groot en heilige naam. En Here, ons dankie en ons loof en prys U ook vir hierdie dag, dat ons hierdie dag weer kan vier, dat ons vanmôre weer hier kan wees, dat ons weer die gelofte kan eerbiedig, en dat ons ook daardeur vir U kan loof en kan prys en kan dank, vir die groot wonders wat U ook in ons volk se geskiedenis ook gedoen het. En Here, gee dat ons ook daarop sal voortbou, tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam, wat waarlik aan U kom toe alle lof en alle eer en alle heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons bid dit alles as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons staan, dan hou ek net vir ons die gelofte voor. Ons kan hom so in ons harte saam sê. Goed, so ek hou vir ons voor die gelofte van 16 Desember 1838. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat tot sy eer sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Baie dankie.